In hierdie video hersien ons die oplos van lineêre en kwadratiese vergelykings. Nou die vraag in 'n toets of eksamen gaan wees, los op vir x of vir a of vir m of vir t of los die vergelyking op. Nou lineêre vergelykings, as dit vereenvoudig is, het 'n x tot die mag 1 in die vergelyking. Om 'n lineêre vergelyking op te los, moet ons eers al die faktore uitvermenigvuldig, so hierdie word 3x minus 6 is gelyk aan 4 minus 2x plus 6. Nou is die duimreël dat ons al die x'e of die veranderlikes aan die linkerkant van die is gelyk aan kry en al die konstantes aan die regterkant van die is gelyk aan. So hierso is dit 3x minus 2x, as hy die kant van die is gelyk aan kom, dan word dit 5x. Daar is 4 plus 6 is 10 plus daar is 6 is 16. So as ons albei kante deel deur 5, dan is x gelyk aan 16 op 5. Lineêre vergelykings het een oplossing vir x. Die tweede voorbeeld het 'n breek of breuke. So as dit 2a minus 1 op 5 is, dan noem ek daai 5 onder die grond die mol. En die een metode om vergelykings met breuke op te los is om eers die mol onder die grond uit te kry. So as die mol 5 is en om hom uit te kry vermenigvuldig ons met 5. Maar as ons daai term vermenigvuldig met 5, dan moet ons al die terme in die vergelyking met die mol vermenigvuldig. So die eerste term vermenigvuldig met 5 word net 2a minus 1. Minus a vermenigvuldig met 5 word minus 5a. Plus 5 vermenigvuldig met 5 word 25 en 0 vermenigvuldig met 5 is net 0. Nou het ons weer 'n lineêre vergelyking in a, so ons kry al die a's aan die linkerkant, konstantes aan die regterkant. 2a minus 5a is minus 3a, 25 minus 1 is 24, aan die ander kant van die is gelyk aan word dit minus 24, as ek albei kante deel deur minus 3, dan is a gelyk aan 8. So 'n lineêre vergelyking het een oplossing vir a. Die ander metode is die KGV metode. As ons kyk wat al die noemers in die vergelyking is, daar is net 'n 5, die minus a se noemer is 1, plus 5 se noemer is 1, so dan kry ons 'n KGV van 5 aan die linkerkant, en 'n KGV van 5 dieselfde aan die regterkant. Nou, 5 moet ons net vermenigvuldig met 1 om vir 5 te kry, so dan moet ons die teller ook vermenigvuldig met 1. Die 1 onder die a moet ons vermenigvuldig met 5, dan moet ons a ook vermenigvuldig met 5. Die 1 onder die 5 moet ons vermenigvuldig met 5, dan moet ons 5 plus 5 ook vermenigvuldig met 5. Die 1 onder die 0 vermenigvuldig ons met 5, en dan 0 ook met 5 is net 0, en nou kan ons aan albei kante vermenigvuldig met 5 op 1, en met 5 op 1, en die 5's wat faktore is, uitkanseleer. En dan aan die linkerkant het ons 'n 2a minus 5, wat minus 3a is, plus 25 minus 1 is plus 24, aan die ander kant van die is gelyk aan word hy minus 24. Nou as ons terug na al die a's aan die linkerkant, konstantes op die regterkant, deel albei kante met minus 3, en dan is a gelyk aan 8. So daar is twee metodes om lineêre vergelykings met breuke op te los. Die tweede tipe vergelyking is kwadratiese vergelyking. In 'n kwadratiese vergelyking is daar 'n x kwadraat in die vergelyking. Voorbeeld A is 3x kwadraat minus 5x minus 2 is gelyk aan 0. Nou die duimreël vir kwadratiese vergelykings is om alles, die x'e en die konstantes, alles aan die linkerkant en 0 aan die regterkant te kry, en dan te faktoriseer en vir x op te los. So hy is in standaardvorm, alles is aan die linkerkant, 0 is aan die regterkant. Die faktore van 3x kwadraat is dan 3x vermenigvuldig met x. Die faktore vir 2 is 2 vermenigvuldig met 1. Dit moet minus 2 wees, so een van die 2 moet minus wees. Die middelterm is minus 5x, so die groot kombinasie gaan ons minus maak, en die kleiner kombinasie plus, so dat ons minus 6x plus x is minus 5x. So die faktore skryf ons dan as 3x plus 1 en x minus 2
is gelyk aan 0. Onthou om is gelyk aan 0 te skryf, want jy kan nie vir x oplos uit 'n uitdrukking nie. Dit moet 'n vergelyking wees. Nou as 'n faktor vermenigvuldig met 'n faktor 0 is, dan beteken dit of hierdie faktor is gelyk aan 0 of die ander faktor is gelyk aan 0. Nou kry ons die veranderlikes op 'n kant. 3x is gelyk aan minus 1 deel deur 3, so x is gelyk aan minus 'n derde. Of kry die x alleen op 'n kant, x is gelyk aan 2, is die ander oplossing. In voorbeeld B, m in 2 vermenigvuldig met m in 3 is gelyk aan 12. Nou is 0 nie aan die regterkant nie, en met kwadratiese vergelykings, alles links, 0 regs in standaardvorm. So om die 12 aan die linkerkant saam met die faktore in te werk, moet ons die faktore eers uitvermenigvuldig na m kwadraat minus 3m minus 2m is minus 5m, minus 2 vermenigvuldig met minus 3 is plus 6, as ons die 12 oorbring, word dit minus 12 is gelyk aan 0, in standaardvorm m kwadraat minus 5m plus 6 minus 12 is minus 6 is gelyk aan 0. Nou kan ons daai 3 term, alles aan die linkerkant, 0 aan die regterkant, kan ons faktoriseer, m vermenigvuldig met m is m kwadraat, 6 vermenigvuldig met 1 is 6, minus 6 vermenigvuldig met plus 1 is minus 6, want die middelterm is minus 5m, en as ons oorkruis vermenigvuldig, dan kry ons minus 5m, die faktore is dan m minus 6, vermenigvuldig met m plus 1, onthou is gelyk aan 0, nou is m minus 6 gelyk aan 0, of m plus 1 is gelyk aan 0, wat beteken m is 6, of m is gelyk aan minus 1. Dit is nie nodig om hierdie tweede laaste stap te skryf nie, jy sal net punte kry vir die vergelyking in standaardvorm, vir die faktore met is gelyk aan 0, en vir die twee oplossings vir m. So m is gelyk aan 6, of m is gelyk aan minus 1. Vir voorbeeld C, 4a kwadraat is gelyk aan 16. Daar is nie 'n middelterm nie, daar is net 2 terme. Daar is 2 metodes om vir a op te los. Die eerste een is die faktormetode. Met die faktormetode gaan ons soos met die kwadratiese vergelyking alles aan die linkerkant kry, 4a kwadraat minus 16 is gelyk aan 0. Nou gaan ons faktoriseer, 4 is 'n gemeenskaplike faktor, a kwadraat minus 4 is gelyk aan 0. 4 se faktor moet ons afbring, a kwadraat minus 4 is die verskil tussen kwadrate, wat ons faktoriseer na a plus 2, a minus 2 is gelyk aan 0. 4 is definitief nie gelyk aan 0 nie, so a plus 2 is gelyk aan 0, of a minus 2, die ander faktor, kan gelyk wees aan 0. So a is gelyk aan minus 2 is dan 'n oplossing, of a is gelyk aan 2, is die twee oplossings. Die ander metode om 'n kwadratiese vergelyking met net 2 terme op te los, is as dit om 4a kwadraat is gelyk aan 16, die a aan die linkerkant en die konstante aan die regterkant. Ons kan nou al twee kante deel deur 4 om dit so eenvoudig as moontlik te maak. So a kwadraat is gelyk aan 4, en om nou vir a op te los, kry ons die vierkantswortel van a kwadraat om vir a aan die linkerkant te kry. Maar nou moet ons onthou aan die regterkant moet ons, daar's 2 moontlikhede, plus of minus die vierkantswortel van 4, want 2 kwadraat is 4, maar minus 2 kwadraat is ook 4. So a is dan gelyk aan plus of minus, en die vierkantswortel van 4 is 2. En daar het ons dieselfde twee oplossings, a is minus 2, of a is gelyk aan 2, en op die ander manier, a is gelyk aan plus of minus 2, is dieselfde twee oplossings. In die volgende video gaan ons na die oplos van eksponensiële vergelykings kyk, waar x in die eksponent is, en waar ons hom moet oplos. Sterkte met die oplos van vergelykings.